Spreuke 9 vers 10 sê, die vrees van die Here is die begin van wysheid. Maar, beteken hierdie vrees vir die Here dat ons nou moet bang wees vir hom? Hoor hoe sê die Amplified Bible dieselfde vers. The reverent fear of the Lord, that is worshipping him and regarding him as truly awesome, is the beginning and the preeminent part of wisdom, its starting point and its essence. Dit praat van reverent fear, regarding him as truly awesome. Nou, hierdie woord reverence in Afrikaans is eerbied, en eerbied kan ook gesien word as respek. Awesome is ontzagwekkend. So die vraag vandag is, het ons nog eerbied en respek vir God? Sien ons hom as ontzagwekkend? Ek dink die beste manier hoe ek dit kan beskryf, is met vlamme, vuur. Daar's daarom niks so lekker, soos 'n kampvuurtjie nie. Wanneer jy staar na die vlamme, kan dit jou oë vasvang, want dit is so mooi. Die hitte van die vuur voel warm en heerlik, veral wanneer dit so koud is soos nou. So 'n vuur is wonderlik, en ek is nie bang vir die vlamme nie, maar ek behandel die vuur met respek. Ek speel nie met vuur nie. Ek maak seker om vuur veilig te maak. Ek hanteer vuur nie minagtend nie. Want ons almal weet vuur kan brand. Vuur kan verwoestend wees. God se almag is soveel groter as die grootste verwoestende vuur wat hierdie aarde al ooit gesien het. Inteendeel, Hebreërs sê ons God is 'n verterende vuur. Ek dink soms ons vergeet hoe almagtig en heilig God is, dat hy sonde weerstaan, dat hy ontzagwekkend is, en dat ons hom met die nodige ontzag moet dien. En as ons hom met respek en ontzag dien, hoef ons niks te vrees nie. Ons hoef nie bang te wees vir hom nie. Hierdie respek kweek gehoorsaamheid en 'n afhanklikheid aan God. Hierdie respek maak dat ons lewens inrig volgens sy woord. Mag ons weer opnuut ontzag en respek kweek in ons lewens vir hom. Want dan sal ons net nader en nader aan hom kan beweeg en hom op 'n dieper en meer intieme vlak kan leer ken en beleef. Want ons sal weet wat is die grense, net soos vuur. Ons sal weet hoe naby ons aan hom kan kom deur die bloed van Jesus. Maar ons sal ook weet dat as ons oor sekere grense gaan, sal daar gevolge wees. Mag ek en jy loop in die vrees van die Here en mag dit die fondasie wees van die wysheid in ons lewe. Tot ons weer gesels.